Welkom, ons is besig om te praat oor die Heilige Gees in hierdie tyd wat ons fokus op die uitstorting van die Heilige Gees in die kerklike jaar. Jesus het by sy hemelvaart gesê, wag in Jerusalem, wag tot die Heilige Gees gekom het en ons weet op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort en van toe af het daar 'n nuwe bedeling gekom. Van toe af was God in mense, in sy disippels, in sy volgelinge, en hy deur sy gees hulle beheer en hulle gebruik en wondere gedoen en het die evangelie soos 'n veldbrand oor hierdie ganse bekende wêreld van daardie tyd versprei. Nou, ons het gepraat oor die belangrike opdrag vroeër dat ons 'n opdrag het, word vervul met die Heilige Gees. So maak seker dat die Gees van God jou lewe beheer. Maak seker dat jy oorgegee is aan die Heilige Gees se leiding en sy werking, sy gawes, sy vrug. Nou, as jy weet dat jy hierdie ooreenkoms gemaak het, dan is dit nie verby afgehandel nie. Dan is dit 'n pad wat jy nou saam met God gaan stap, wat nou in jou is en elke oomblik by jou is. So, ons wil by hierdie geleentheid wil ons bietjie fokus daarop, wat gaan gebeur as die Gees jou lewe beheer? Die Bybel sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. En as die Gees van die Here jou lewe se beheer oorneem, gaan daar nuwe vrug in jou lewe verskyn. Wat is hierdie vrug? Hoe lyk hierdie vrug? So daarby wil ons bietjie stil staan en ek wil jou uitnooi om bietjie op die Heilige Gees in te zoom. En hier is 2 boeke wat jou gaan help om die Heilige Gees beter te leer ken. Hierdie dingetjie vir R50, Leef 'n Gees-vervulde lewe. Daar's ook 'n Bybelstudie wat hiermee saamgaan. En dan hier is 'n boek wat ook in groepe gebruik word oor die Heilige Gees. Daar's vrae aan die einde van elke hoofstuk wat gaan oor verskillende aspekte van die Heilige Gees as persoon, sy werk, sy gawes en sy vrug. So hierheen is R180. Jy kan dit bestel hierso. Ons telefoonnommer waar jy ons kan kontak vir enige iets anders ook is 079 195 1586. Jy is ook baie welkom om deel te word van 'n groot familie waar ons elke maandag vir jou 'n boodskapie uitstuur en 'n gebed doen in die week wat ons saam met jou bid en vir jou ook deur die week elke dag boodskapie met 'n teksvers en 'n bemoedigende woord stuur. So as jy belangstel om dit te ontvang, kontak ons by hierdie nommer en verder volg ons op Instagram, op Facebook, X. Ons wil elke dag plaas ons iets nuuts waarmee ons jou wil seën. En as jy vir ander wil seën, stuur dit ook na hulle toe aan. En so ook hierdie boodskappe wat op YouTube beskikbaar is. Nou, ek gaan by hierdie geleentheid praat oor wat verander as die Heilige Gees in 'n mens se lewe kom. Nou, ons besef dat baie mense het by 'n punt gekom dat hulle ooreenkoms gemaak het. Ja, soos met die Vader hulle aan hom oorgegee het en aan Jesus vir hulle sondevergifnis, ook aan die Heilige Gees vir sy leiding. Maar daarna tyd dan wonder hulle, het dit nou gewerk? Begin die twyfel, want dis wat die vyand sal wil hê. Hy sal nie wil hê ons moet in die geloof lewe dat die Gees van God in ons is en as ons hom die beheer gee, dat hy deur ons werk en dat hy wondere doen deur ons nie. So daarom sal die Gees dit wil keer. Die Gees van die ou natuur sal dit wil keer. Want die Heilige Gees wil nou ons lewe beheer. Hy wil nou God se plan deur ons lewe laat realiseer. Maar nou begin mense twyfel. Hoekom twyfel mense? Het dit nou gewerk? Ek het op daai stadium weet ek die Heilige Gees gevra om my hart te vervul, my lewe te beheer. En nou twyfel ek weet nie of dit regtig gewerk het nie, want ek het nou weer gesondig en ek het die Here weer teleurgestel. So, wat maak jy met die twyfel in jou hart? Die ander belangrike ding is dat jy in jouself sit by 'n situasie waar jy voel, maar ek het nie daai ervaring gehad wat hierdie persoon gehad het nie. Daai persoon het gesê toe die Heilige Gees haar vervul het sy so 'n warm gloed gehad, het sy
Sy het so kragteloos geword, sy het so aan die bewe geraak, sy het so iets ervaar. En ek het dit nie gehad nie, so ek weet nie, nou beskuldig die vyand jou. En hy sê, nee man, jy's nie regtig vervul met die Heilige Gees nie. Die Gees het nie jou lewe kom in besit neem nie, hy is nie in jou nie. Of, partykeer, dan twyfel mense en sê, maar, jy weet, ek het nou nog nie in tale gepraat nie. Want ek sien in die Bybel is daar 'n paar geleenthede waar mense vervul is met die Heilige Gees, en dan het hulle in tale gepraat, en geprofeteer, en daar het gawes in hulle begin funksioneer. Maar daar is ook baie ander gevalle waar ons sien, tale nie gefunksioneer het, as iemand vervul is met die Heilige Gees nie. So, ons kan nie nou wil 'n rympie maak, of 'n patroontjie, of 'n resep, en sê, dit is hoe dit werk, en as dit nie by jou so gewerk het nie, dan is jy nog nie regtig vervul met die Gees nie. Nee, die Bybel wil juis vir ons kom leer, dat die Gees werk met elkeen van ons uniek. God het ons uniek gemaak met 'n eie geaardheid en persoonlikheid. Daarom gaan ons nie almal die goed op dieselfde manier ervaar en beleef. En partykeer is daar eksterne faktore. Jy voel net nie nou goed nie. Jou hormone is die mekaar. Jy het iets sleg geëet, jy het 'n virus, jy voel nie goed nie. En nou sê die vyand vir jou, sien jy, Heilige Gees het nie jou lewe kom oorneem. Jy is nie vervul nie, man. En dan wil hy jou maar net weer uit daardie geloofsvertroue uit wegvat, dat jy weer in jou ou natuur en jou eie krag gaan begin funksioneer. Wat sê die Bybel hieroor? Hy sê ons moet uit die geloof lewe. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis hoe ons die Heilige Gees ontvang. Jesus sê, as julle wat slegte mense is, julle maak foute, maar julle sal nie vir jou kind 'n klip gee as hy brood vra nie. Hoeveel te meer julle hemelse Vader, as julle hom vra, sal hy mos vir julle die Heilige Gees gee. So, as jy gevra het, dan moet jy dankie sê daarvoor in die volgende sin. As jy vra dat die Heilige Gees jou lewe moet beheer, moet jy vir hom dankie sê dat hy dit doen. Dit is sy grootste begeerte. Hy sal dit doen die oomblik wat jy hom vra. Daarom staan daar in Galasiërs 3 vers 14. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. God het vir ons beloof. Hy stuur sy Gees. Hy wil in ons woon. Hy wil ons lei. Hy wil nie hê ons moet hom bedroef nie. Hy wil nie hê ons moet hom weerstaan nie. Hy wil in ons kom oorneem en ons lewe verander. Nou vra mens jouself af, wat is nou die verskil om die Gees te weerstaan en te bedroef, en wat is die vrug van die Gees dan nou anders? Nou, ons het gesien dat om die Gees te bedroef is wanneer jy sonde toelaat in jou lewe. Om die Gees te weerstaan is wanneer jy ongehoorsaam is aan sy leiding en nie doen wat hy vir jou sê nie. Vrug van die Gees is eintlik die bewys wat in jou lewe gaan kom as jou persoon gaan verander en die nuwe mens in jou sigbaar gaan word. Die wedergebore mens wat deur die Gees gebore is, gaan anders lyk. Hy gaan soos Jesus lyk. Daarom as jy kyk na Galasiërs 5 vers 2 en 23, dan sê jy sien daar word geskrywe van die vrug van die Heilige Gees. Met ander woorde, as jy daai eienskappe kyk, dan sien jy dis hoe Jesus was. Dis presies die eienskappe van Jesus. So, hoe gaan jy weet of jy vervul is met die Heilige Gees? Die Bybel sê, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nie hoe jy voel nie, nie of jy hierdie belewenis het nie, maar of jy in die geloof hierdie ooreenkoms gemaak het, en nou gaan jy sien, die bome gaan verander. Hier gaan ander vrugte kom. Hoe weet jy of hierdie boom wat jy gekoop het, of hy 'n lemoenboom, 'n suurlemoenboom, of 'n pomelo, of 'n narkies? Jy gaan wag tot die vrug verskyn. So, hoe gaan jy weet of iemand 'n geesvervulde persoon is? Jy gaan kyk na wat 'n vrug kom nou in sy lewe. Jy gaan die karaktereienskappe van Jesus begin vertoon. Jy gaan begin anders word. Jy gaan begin anders optree. Jy gaan begin anders lewe, anders reageer. Ja, jy gaan die beeld van Jesus vertoon. Daarom is dit so, dat van nature vertoon ons die beeld van die sonde. Selfsug, ongehoorsaamheid, kwaad word, skelm wees, oneerlik wees, beledig, vloek, moord. Al hierdie verkeerde goed, dis die beeld van ons ou natuur.
Maar nou kom die Gees van die Here in my lewe en hy kom vat oor en nou kom hier 'n ander vrug na vore. Nou kom hier 'n liefde, 'n vrede, 'n blydskap, 'n vriendelikheid, 'n goedheid, 'n selfbeheersing, 'n lankmoedigheid, geduld, betroubaarheid, nederigheid. Al hierdie mooi eienskappe kom nou in my lewe na vore. So, ek wil amper sê, iemand eendag sê, hoe weet jy of jou pa regtig vervul is met die Heilige Gees? Vra sy vrou, vra sy kinders, hoe tree hy op? Hoe lyk die vrug van sy lewe in hulle lewens? So, dis die geheim. Dis hoe mens weet of jy geesvervuld is. Daar's baie dinge wat die Gees van die Here in ons lewe kom doen. Hy kom help ons om die Bybel beter te verstaan. Hy is die skrywer van die Bybel. Hy kom help ons om die skrif mooi te interpreteer en te verstaan en God se stem daarin te hoor. Die Heilige Gees kom help ons ook om te bid. Hy kom gee vir ons die woorde en die gedagtes wat op God se hart is, dat ons volgens God se wil bid. Hy kom help ons om te getuig, hy gee vir ons die woorde. Hy gee vir ons, deur die Gees gee hy vir ons gawes van woorde van wysheid, van kennis, van profetiese woorde uit God se hart, onderskeiding, al hierdie wonderlike gawes, gee hy. Die Gees van die Here help ons om te getuig. Hy kom help ons om te volhard in beproewing. As jy gaan lees in Korinte 11, hoe Paulus swaar gekry het, vervolg is, teekanting gehad het. Maar in alles het hy volhard om God lief te hê en God te gehoorsaam en die Gees toe te laat om hom te beheer. Dit was die geheim. Dit was die geheim gewees dat Paulus kon oorwinning behaal en vir God 'n getuie wees wat tot by die wenpaal voluit gehardloop het en die kroon ontvang het en die medalje gekry het. So, dit is die Gees wat vir ons hierdie volharding gee om aan te hou en te volhard. Nou, wat is die vrug van die Gees dan? Dit is eienskappe wat nou in jou lewe begin verskyn. Dit is 'n ander mens. Iemand eendag gesê, toe my man terugkom van daai kamp af, hy was 'n ander mens. Dis nie oor wat hy als gepraat het nie, maar hy het gesien hoe hy optree. Ek het gesien sy hele gedrag het verander. Dit is die bewys van geesvervulling. Nie of jy net 'n ervaring gehad het en tale gepraat het of een of ander van die gawes ervaar het nie. Jy kan nie een van die gawes uitsonder en sê dis nou die bewys nie dat jy vervul is nie. Nee, die Bybel sê 'n boom word aan sy vrug geken. As jy geesvervuld is, gaan dit in jou lewe blyk aan hierdie uiterlike vertoon van Jesus se beeld in jou. Nie meer jou ou lelike sondige aard nie. Nee, nou sien hulle Jesus in jou raak. Natuurlik is die ou vlees nog daar, die ou sondige geaardheid is daar, hierdie ou vlees wat nog steeds, al het die Gees in my kom woon, wil hierdie ou natuur is nie weg nie, hy het nie verdwyn nie, eers by die wederkoms, wanneer jy sterf, raak jy hiervan ontslae. Maar hierdie ou natuur is hier en hy wil aan mekaar deurkom en hy wil aan mekaar ding doen en sê en skade doen en seermaak en vergeld en hy wil hom laat geld. So ernstig moet jy weet hier is 'n innerlike stryd in jou binneste. Luister 'n bietjie hoe skryf hy die boodskap, hierdie gedeelte in hierdie vertaling in Galasiërs 5 vers 16, hoe hierdie stryd tussen jou ou natuur, jou sondige vlees en hierdie selfsugtige geaardheid, hierdie stryd wat hy nou het, nou dat die Gees in jou kom woon het, hierdie stryd wat tussen die twee in jou binneste woed. Daar staan, julle moet, ek lees van Galasiërs 5 vers 16, julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Daar's die geheim. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink, doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie eendag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Gees probeer staan nie. Nee, julle kan nie leef soos julle wil nie. As julle lewe deur die Heilige Gees beheer word, hoef julle nie meer
al die reëls en voorskrifte van die wet te gehoorsaam nie. 'n Mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hul sondige begeertes oorheers te word. Jy sien dit in hulle lewe. Hulle doen mee aan verskriklikste sondes. Hulle doen mee aan verskriklikste seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid 'n spul dooie afgode. Hulle hou hulle besig met waarsêery. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand iets nie. Hulle is aggressief en selfsugtig. Hulle is altyd besig om te stry en verdeeldheid onder mekaar te veroorsaak. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een dronk partytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan verskriklike, vieslike uitspattighede en nog baie ander slegte dinge. Ek waarsku julle. Soos ek julle al tevore gewaarsku het, om nie soos hierdie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Aan die ander kant kan 'n mens duidelik sien watter mense se lewens deur die Heilige Gees beheer word. So, kyk na mense se lewe. Dis vir God belangrik. Dis vir die Bybel belangrik. Oor hoe jy lewe. Wat sien mense? Hoe gedra jy jou? Hoe tree jy op? Hoe praat jy? Hoe hanteer jy mense? Hoe hanteer jy situasies? Hoe hanteer jy versoekinge? Hy sê daar's mense wat in hulle ou natuur maar net oorgee. Hulle doen al hierdie sondige dinge. Jy kan duidelik sien dat die Gees van die Here is nie in hulle harte nie. Maar dan sien jy ook die vrug van die Gees. As die Gees in beheer kom, dan sien jy hierdie mense leef anders. Hulle gedrag is anders, hulle optrede is anders. Jy kan sien dat hulle deur die Gees van God beheer word. Hulle is vervul met die Heilige Gees. So hier is die bewys. Die Bybel sê, kyk na wat 'n vrug kom uit hulle lewe voort. Ek lees vir jou 'n bietjie wat staan hier in Galasiërs 5 vers 22. Net soos 'n boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, so wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit en daarom wil ander mense graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en vol ontferming. En die Gees stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Natuurlik is die wet nie gekant teen so 'n lewenswyse nie. Nou, hoor jy, die Bybel sê, 'n boom word aan sy vrug geken. Jy gaan sien wat in iemand se hart aangaan. Jy gaan sien of hy geesvervuld is. Jy gaan dit sien in hoe hy optree, hoe sy lewe is, wat sy eienskappe nou in sy lewe na vore kom. Vroeger was hy baie selfsugtig. Nou is hy anders. Hy's 'n vriendelike, omgee mens wat sal opoffer en jou op sy hande dra. En hy sê 'n ding beloof het, sal hy dit doen. Hy's betroubaar. Hy's anders as vroeër. Hy's nie meer so geïrriteerd nie. Hy het geduld. Die Bybel sê, as jou lewe nie verander nie, en daar nie ander eienskappe van Jesus in jou lewe kom, dan is die Gees van die Here nie in jou hart nie. Is hy nie in beheer nie, want die vrug van die Gees in jou gaan wees al hierdie mooi eienskappe. Nou, ek en jy weet, as ons na Jesus kyk, dis hoe ons wil wees. Ek wil al meer en meer verander om soos Jesus te wees, soos hy te lewe, soos hy te lyk. Hoe lyk hy? Ons het hier gesien die eienskappe van hom. As jy na Jesus kyk, dan sien jy die liefde, die belangrikste. Hoe hy vir mense omgegee het, hoe hy na hulle uitgereik het, hoe hy vir hulle gebid het, hoe hy vir hulle genees het. Hoe dat hy aan die kruis bereid was om die grootste offer te bring, te sterwe, sy lewe te gee, om ons vry te koop van sonde, die lam te word wat vir ons geoffer is.
Het jy daai liefde in jou hart? As die Gees jou lewe beheer, gaan jy ook bereid wees om op te offer vir ander mense en jouself te gee vir hulle. Vrede. As jy kyk na vrede, Jesus se lewe, daar lê hy in die skei en slaap terwyl hier 'n storm rondom hom woed, want hy het vrede. God is in beheer, God is by my, God sal sy hand oor my hou. As die Gees van die Here jou vervul, gaan jy ook vrede hê wat alle verstand te bowe gaan, jy nie kan verduidelik nie. 'n Vrede van God te midde van die storms in hierdie wêreld. Vreugde, blydskap. Dis 'n vrug wat die Gees vir jou gaan gee, nie omdat jy iets gekry het nie, maar omdat die Gees vir jou hierdie blydskap gee. Selfs vir Paulus en Silas daar in die tronk waar hulle geslaan is en in boeye vasgeknel is, sing hulle lofliedere. Is daar 'n vreugde wat nie uit die omstandighede kom nie, maar uit die Gees kom. Dit is wat God wil hê in hierdie wêreld moet weer klink. Dat die Gees van God en sy liefde in hierdie wêreld sal sigbaar word, sy vreugde. Dis hoekom mense by Jesus wou wees. Hulle het gestroom om by hom te wees. Hulle het sy vriendelikheid beleef. Hulle het beleef dat hy oop is vir hulle, dat hy ontvanklik is vir hulle. Hulle het nie getwyfel of hier iets boos of kwaad of lelik of sleg in hom is nie. Hulle het geweet, hy is vol van vriendelikheid. Hierdie eienskap van Jesus, is dit sigbaar? Weet mense dat jy Gees vervuld is, omdat hulle jou vriendelikheid sien, jou toegeneentheid, jou omgee vir hulle, jou uitreik na hulle, jou goedgesindheid teenoor hulle. Dit is hoe Jesus ook in hierdie wêreld vir ons gewys het, bekend gemaak het, dat hy geduld het. Het jy daardie geduld wat die Gees van God gee? Ons het dit nie altyd van nature nie, maar daai geduld wat Jesus gehad het met daai klomp fariseërs wat hom uitgelok het en aan mekaar planne gemaak het om hom te vang en te mislei en te veroordeel en sleg te sê. En hoe hy met geduld uitgereik het na hulle, en hoe hy met geduld vir hulle omgegee het. Disippels sê, vat die kindertjies, hy is lastig. Hulle pla vir Jesus. Jesus het geduld gehad. Hy sê, bring die kindertjies na my toe. Hy het vir hulle gebid en hulle hande opgelê en geseën. Het jy daardie geduld van Jesus? Het jy daardie betroubaarheid van Jesus? As Jesus gesê het, sy ja is sy ja. Sy sê nee is dit nee. Daarom weet ons dat Jesus het gelykenisse vertel van, hy sê die boer gee werk aan sy slawe, en dan kom hy terug en dan vra hy, ek het vir julle hierdie werk gegee, het julle dit gedoen? Daar kom 'n dag van rekenskap. Was jy betroubaar? Het jy met hierdie goud gewoeker of het jy in die grond gaan begrawe en niks gedoen nie? Die Here sê ons moet betroubaar wees. En hoe kry ons dit reg? Nie uit onsself nie, maar wanneer die Gees ons vervul, dan word ons soos Jesus. Dan het ons soos hierdie slawe, het ons gedoen wat ons gesê het. Nie so daai twee seuns wat Jesus van vertel het. Die een het sê, ja, ek sal in die wingerd gaan werk. Hy het dit nooit gedoen, hy was onbetroubaar. Maar die ander seun het gaan sê, nee pa, ek wil nie. En toe kry hy jammer. En toe gaan hy, en op die ouen was hy in die wingerd gewees. Het hy die werk gedoen. As jy betroubaar, sal jy doen wat jy sê. Sal jy jou beloftes nakom. Goedheid, goedhartigheid. Wat is hierdie eienskap van die Gees? Dit is, ek wil sê, Jesus het dit so verduidelik, as sy hele lewe het hy vir mense goed gewees, en vir hulle kos gegee, vir hulle genesing gegee, vergifnis van sonde, hy het hulle uitgereik. En dan sien ons hoe dat hy 'n verhaal vertel van 'n barmhartige Samaritaan wat daar buk, en vir ons wys wat is goedheid. Hoe hy sy kos en sy klere gee om hierdie man te versorg. Als wat sy inkopies was, hierdie man, hy help hy mee en verbind hy sy wonde en laai hom op sy donkie en vat hy hom na 'n herberg toe en versorg hy hom daar, waak hy by hom. Hy gee alles wat hy het, hy betaal sy rekeninge. Die goedheid van die Here het nie einde nie. Ken mense jou, hierdie vrug van goedheid, sien hulle dit in jou lewe? Selfbeheersing? Uit onsself het ons dit nie. As ek dink aan daai stryd wat Jesus aan die kruis gehad het, hoe hulle hom uitgelok het, gespot, geslaan, gevloek, gespoeg, hoe hulle hom uitgelok het en vir hom te beledig en wat alles aan te doen, en hy het nie toegegee nie. Hy het
volhard. Hy het homself beheer. Hy het nie sy meer verloor nie. Hy het nie teruggeskel nie, hy het nie teruggevloek nie, hy het nie teruggeslaan nie. Selfbeheersing. Het jy nederigheid? Jesus wat by die voete van sy disippels kniel. Dis wat die Gees kom doen. Uit onsself wil ons belangrik wees, wil ons 'n eremantel dra. Nee, Jesus dra voorskoot. Dis wanneer ons nederig word, wanneer ons dit nie aanplak nie, skynheilig is nie, maar wanneer die Gees vir ons 'n nederige mens maak, wat leeg is van onsself, om ander te dien en vir ander gelukkig te maak. Kom ek lees net vir jou die geheim hoe om vrug te dra. Galasiërs 5 vers 24 en 25. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig, doodgemaak. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Daar's die geheim. Kies elke oomblik aan mekaar teen jou ou natuur. Kies vir die Gees se beheer. Kom ons bid. Here Jesus, ek begeer dat die wêreld vir U in my sal sien. Kom vervul my, o Heilige Gees, dat ek nie skynheilig nie, maar eg sal wees, ware vrugte, nie valse vrugte nie. Kom, o Gees van God, kom vul my met die karaktereienskappe van Jesus. Kom verander my, neem beheer en help my om op U te bly fokus en U te gehoorsaam. Amen.